In lig van die evangelie is die konteks van die pelgrimspsalms wat aanbetref die straf en die versoening van God en met God, Jerusalem, die tabernakel in die tempel, is die konteks tog anders. Maar die inhoud van die psalms, hulle bly dieselfde. Vandag kyk ons 'n bietjie na Psalm 126. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou vandag en dit is my gebed dat dit met jou goed gaan. Vandag gesels ek met jou uit Psalm 126, spesifiek oor die gedagte soos 'n droom, want dit is wat staan daar binne in Psalm 126. Nou kom ons lees gou Psalm 126. En die opskrif daar in die Afrikaanse Bybel sê 'n oes van vreugde uit die trane saad. En dit natuurlik, dis 'n pelgrimspsalm. Vers 1: Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul, nadat die Here ons lot verander het. Is ons mond gevul met 'n gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Hulle getuienis het vooruitgeloop, die goeie dinge wat God gedoen het. Die Here het groot dinge aan ons gedoen en ons was bly. Vers 4: O Here, verander ons lot soos waterstrome in die suidland. Miskien was daar nog mense wat daar in Babylon vasgevang was, nê? Vers 5: Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Ken ons nie hierdie vers nie. Vers 6: Hy loop altyd deur en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Jy weet, wanneer God drasties ingryp en 'n groot werk doen, dan is dit werklik vir 'n mens, soos die psalmis sê, dit was soos 'n droom. Vandag wil ek twee verskillende werklikhede eintlik met jou deel uit hierdie psalm. Eerstens, laat dit my dink, daardie eerste gedeelte, dis soos 'n droom. Dit laat my dink aan Petrus, nê? Toe hy uit die tronk deur God verlos was, julle onthou mos. En hulle nie kon glo dis hy wat by die deur staan en klop nie. Hulle kon nie glo dit is Petrus nie, want hy's in die tronk. Dit was werklik soos 'n droom, God se ingrype, en dis wat in Babylon gebeur het. Of natuurlik die vrou wat deur die Fariseërs ter dood veroordeel was, en toe Jesus vir haar deurgekom het. Die oordeel het nie op haar gekom nie, maar genade het in die plek van oordeel gekom. Vir haar glo ek, was dit ook soos 'n droom om daar weg te stap en te sê, vandag het ek hoe sê mens, ternoue aan die dood ontkom. En tweedens, daar is 'n ander realiteit. En dit lees ons in vers 5 en 6, waar hy spesifiek sê, saai met die trane en bring met vreugde die oes in. Want jy weet, hierdie realiteit sê dat almal se tronkdeure swaai nie onmiddellik oop nie, is dit nie so nie, nê? Soos Petrus in. En nie almal spring die gereg onmiddellik vry soos die sondares nie. Met ander woorde, nie elkeen ontvang op aarde die volle som van verlossing nie. En daarom kyk ons verder na vers 5 en 6 wat praat van, met trane word die saad gesaai, maar later sal daar tog gerwe ingebring word met vreugde. Ek dink aan Jesus wat in Getsemane en aan die kruis met trane gesaai het. Ek dink aan Paulus wat daar in die tronk deurgebring het. En nie net in die tronk nie, maar in tronke deurgebring het. Met baie trane het hy die saad van die evangelie gesaai, Stefanus. En soveel ander van ons Hebreërs 11 voorgangers. Maar met baie vreugde, sê die woord, gaan hulle die oes inbring. Jy sien, die vreugde van 'n sieleoes, volgens Psalm 126, lê in gesaaide lande. Die saad is die evangelie en die trane is die arbeid en die onsekerheid en die twyfel en die verwerping en die teenstand. Maar die vreugde kom wanneer God laat groei, wat jy getrou op en in hoop gesaai het. Jy weet, dis God se wil, volgens Paulus, dat ons moet plant en dat ons moet nat maak. Want jy sien, daar is 'n sieleoes.
Maar Paulus sê dat God is die een wat sal laat groei. En dis juis wanneer ons, in die nuwe Jerusalem sal instap, dat ons die gerwe sal sien van ons arbeid verrig, en dan sal dit ook wees soos 'n droom. Nooit gekon dink dat die bietjie wat ons gedoen het, so groot impak gemaak het nie. En sal ons dan God se stem hoor op daardie dag wat sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, en oor veel sal ek jou aanstel. Here, dit is vir ons soos 'n droom. As ons terugkyk op ons eie lewenspad en die plekke sien en die toestand sien waaruit U ons gered het, uit sonde, baie keer uit omstandighede, waar U vir ons tronkdeure oopgemaak het, dan sê ons vir U baie dankie. Ons het ook vanmôre 'n lied in ons hart om te sê, Here, dankie vir die goedheid aan ons bewys, en vir ons is dit soos 'n droom. En vanmôre vra ons, Here, dat U ons sal getrou hou in die saai van die saad van die evangelie. Dat ons 'n voorbeeld sal lewe, dat ons lewens 'n brief sal wees wat die inhoud van die genade van God en van Jesus Christus as verlosser sal spreek. En Here, ons bid dat dit 'n groot sieleoes tot stand sal bring, is ons gebed in Jesus naam. Amen.